Gemeente, dit is dan vir my 'n groot voorreg vanoggend om vir Callie Roos net geleentheid te gee wat dan ook vir ons die erediens gaan lei. Baie dankie. Ek wil vir julle almal sê goeiemôre en baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om hier te kan wees. Die vir Pieter en vir die kerkraad wat dit so toelaat. Ons nou gister 'n dag se gesels hier in die dorp gehad en dit was goed vir my. Ek het nou gewonder of ek 'n stem het vanmôre baie gepraat. Dan het 'n span dit gereël, so ek sê weer dankie vir dit. Ek het gisteraan daar by Piet en Mig geslaap. So dis gasvryheid en omgee. En vir al hierdie goed net 'n ongelooflike stuk dankbaarheid. Ek het gedink ek sal graag vanoggend 'n gedeelte wil lees uit Romeine 8 vers. En dan in 2 Korintiërs 3 iets baie soortgelyks. Ek wil graag daaroor dan, jy weet, vanoggend ook met u kuier. In vers 29 Romeine 8 God het hulle al geken toe hulle hom nog nie geken het nie. Toe het hy besluit hulle sal presies soos sy seun wees. Hoor dit net weer. Toe het hy besluit hulle, julle, ek sal soos sy seun wees, Christus. Julle sal soos Christus wees. Die teks wat my na hierdie tema toe gevat het vanoggend, het ek eerste keer of op 'n ander manier raak gelees in die boodskapvertaling, waar hulle hierdie paar woorde vertaal het met ons sal in die spoor loop van Christus. Jy loop in die spoor van Christus. Toe het hy al besluit hulle sal presies soos sy seun wees. Hulle sal Jesus se karakter en lewe aanneem in God se teenwoordigheid. Jesus se karakter neem jy aan. Jy trek dit aan. Dit word wie hy is. Christus is die heel belangrikste van almal en hy alleen is God se ewige kind. Maar hy is nou omring met baie broers en susters in God se nuwe familie. En dan net om dit weer te sê, is eintlik maar dieselfde, 2 Korintiërs hoofstuk 3 in die inleidende gedeeltetjie, die vers net voor dit 15, tot vandag toe, wanneer daar uit die wet van Moses gelees word, lê hierdie sluier op die hart, sodat hulle nie verstaan nie. Kan ek net sê die sluier, die wet, die sluier, hoekom is dit so? Omdat die Joodse gelowiges, wat almal sou kon Christene word, vir hulle was die wet en al die reëls wat saam met die wet gekom het, was verskriklik belangrik. En ek het nou onlangs toevallige week terug weer die hele Romeine brief sommer net deurgelees. En dan besef jy, maar Paulus se groot stryd was om vir die Jode, wat nog nie Christene is nie, eintlik te sê, maar julle het nie die wet nodig nie, dis geloof en geloof alleen, dis reg. Martin Luther en ander het dit ook vir ons gesê, of gehelp, om dit beter te verstaan. Dis alles waar, maar sê die Jode dan, nee, maar dis onregverdig. Want dit beteken die heide kan net tot geloof kom, maar hulle hoef nie noodwendig soos ons, jy weet, die wet altyd na te kom, en hulle het nie die moeilike pad gehad nie. En Paulus, in baie van sy briewe, hierdie brief, Romeine, so, Galasiërs, Jakobus, stoei hy eintlik maar met die Jode meer, as met die heidene. Want die Jode het gevoel, die heidene kry dit te maklik. Dis net geloof. Dis 'n baie fyn interspel vir Paulus, om almal met hom saam te vat, die heidene en die Jode. Julle weet daar vandag baie min Christene in Israel is, né? En dat die evangelie eintlik maar in die heidendom hande en voete gekry het, in Klein-Asië, tot hier waar ons vandag is. So is baie fascinerend, die rol wat die wet en die reëls gespeel het, en wat dit dan sou kon beteken om vry te kom. Maar dit beteken jy moet in Christus se spoor trap en Christus word. Met ander woorde, jy leef jou lewe van binne na buite. Ek lees 'n bietjie verder, wanneer iemand egter tot inkeer kom en na die Here toe draai,
word hierdie sluier dadelik weggevat. Die Here van wie ons hier praat is die Gees. En oral waar die Gees van die Here is, daar is egte vryheid. Nou is daar nie meer 'n sluier oor ons gesig nie. Dis weggevat. Ons weerkaats die heerlikheid van die Here. Ons word al hoe meer verander om sy beeld te weerspieël. Weer dieselfde gedagte, né? Ek weerspieël die beeld van Christus. Ons straal sy eer al hoe meer uit. Alles gaan nou oor die Here se eer. En hy doen dit alles in en deur ons. Hy is die Here, hy is Gees. Die metafoor wat ek graag wil gebruik, is die van spoorsny. As 'n lied wat aan die Boesmans toegedig word wat sê, eendag, ergens in die toekoms, sal die wind waai daar waar jou spoor oor die duin gaan in die Kalahari. En hy sal saggies jou spoor so toemaak. Wie sal dan kom en sê, maar jy het hier geloop? En ek dink al wat die Boesmans, maar vir hulle self en vir ons probeer sê het, is dat ons loop 'n spoor, ons trap 'n spoor. En dit mag wees dat die spoor eendag, jy weet, sal vervaag, en eendag sal dit net wegraak. Maar wie sal dan nog kom en sê, maar jy het hier geloop? Die spoorsny metafoor kom uit die oerwêreld uit, as jy wil. Dit was 'n basiese instink van mense wat moes gaan jag om die spoor te kan vat van sê nou maar 'n bok. Of as jy wil vandag aan die ander ekstreem om die spoor te kan vat van 'n poacher wat renosters jag ergens in die wildtuin. En jy doel dit vir 'n rede, die spoor te vat van 'n kind wat weggeraak het in die wildernis, of 'n kind wat weggeraak in die sneeu in Kanada, en die soek- en reddingsspan gaan om te gaan haal. So oud soos wat dit is, so aktueel is dit nog vandag. En hierdie kuns is 'n kuns, omdat dit die kulminasie is van 'n enorme klomp goed. Dit is verskriklike hoë vlakke van kennis en insig en lewenservaring. En die intelligensies wat daar saamkom, is die intelligensies van konteks. Jy verstaan die omgewing, jy kan alles integreer. En al jou sintuie is belangrik. Jy moet kan ruik, jy moet kan hoor, jy moet kan aanvoel, jou vel, jou grootste sintuig, alles werk as jy die spoor vat. Dit is 'n kuns, dit is 'n fenominale kuns. En saam met dit kom die intelligensie van intuïsie, om intuïtiewe aanvoeling te hê van wat is reg en wat is verkeerd, om die regte goed te doen. Jy weet sommer wanneer 'n ding reg is, en jy weet wanneer is 'n ding verkeerd. Alles dit is deel van hierdie kuns van spoorsny, maar is ook deel van menswees. En nou gaan ek 'n kwantumsprong neem en 'n baie eenvoudige metafoor gebruik, net om hierdie boodskap vir jou so te gee, dat jy dit kan onthou vir die res van jou lewe, jy sal dit nie vergeet nie, en dit sal ergens in jou lewe weer hande en voete kry, net omdat dit 'n baie sterk beeld is. So ek spring na 'n paar eenvoudige beginsels. As jy 'n spoorsny kursus ooit sou doen, sal jy op dag 1 les 1 leer van die beginsels van spoorsny. Ek praat van spoorvolg. Nie die spooridentifikasie nie, die spoorvolg. Baie eenvoudige goed. En daar's 5 van hulle en ek gaan hulle baie vinnig probeer noem, sodat ek binne die tyd ook kan bly. Nommer 1. Jy moet vierkantig op die spoor staan. Dis 'n beginsel wat sê, as die spoor hier afloop, of dit nou mens of dier is, dit maak nou nie meer saak nie. As die spoor hier in die paadjie afloop, dan gaan staan ek vierkantig op daai spoor, en ek word een met die spoor. Jy kan nie die spoor volg, as jy vir watter rede ook al hier gaan staan en so na die spoor kyk, maar die spoor is op pad daai kant toe nie. Want as ek hier staan, dan sien ek daai vensters, ek sien die blinders, ek sien die orrel, ek sien hierdie kers. Ek sien heeltemal ander goed. Ek is heeltemal met iets anders besig, as wanneer ek op die spoor is van waar ek behoort te wees. Maar as ek hier is, dan sien ek wat jy gesien het toe jy geloop het. Ek sien wat die kind gesien het toe die kind weggeraak het. Of ek sien waar die bok die pad gevat het en hoe hy gekies het, links of regs. Ek kry 'n aanvoeling van wat dit moet wees en wat dit behoort te wees. So hier is die groot vraag vir jou. Kan jy die spoor trap van die mens wie jy bedoel was om te wees?
Met ander woorde, kan jy jouself raak leef in terme van gawes en talente, die potensiaal, die lesse van die lewe? Kan jy word wie jy bedoel was om te wees? As mens, wat glo jy? Is dit moontlik om in hierdie lewe nog 'n lewe te hê wat sinvol is? En ek het geword wie ek bedoel was om te wees, nie jy nie, want jy kan nie die ander een wees nie. En hier is een van ons grootste ellendes, en ek kry ons jong mense verskriklik baie jammer wanneer ek hieroor praat, want ergens het ons de mekaar geraak met wat ek sommer sal noem die icon wêreld, die ikone van hierdie wêreld. As ek maar net soos jy was, as ek kon sing soos jy, as ek kon rugby speel soos jy. Maar dit is nie ek nie. En ons is letterlik van spoor af, omdat ons iets probeer wat ons nie is nie. En asof dit nie genoeg is nie, is daar 'n ander wêreld, en dit is waar ek probeer voorgee. Ek mislei jou. Ek is nie eg nie, ek is nie opreg nie. Miskien is dit nog erger. En hoe baie van dit is nie daar nie. Dis soos om te sê ek is 'n Christen, dan stap ek by daai deur of hek uit, en ek trap nie daai spoor van Christus in die dorp nie. Dis dieselfde ding. En dan is daar die teks wat ek gelees het, daai Griekse woord daar, is die woord ikoon. Ek word 'n ikoon van Christus. Ek word letterlik Christus vir die wêreld. En dit word my identiteit. So geliefdes, die vraag wat ek vir jou vra, en dis jy moet hierdie vraag vir jouself antwoord in hierdie lewe nog, vandag. Die vraag is nie of jy net kan word die mens wie jy bedoel was om te wees nie, maar as jy jou identiteit vind in Christus, en jy trek die blazer aan van Christus, jy word Christus vir hierdie wêreld. Dan moet jy daarvan oortuig wees, jy moet daai baadjie aantrek en jy moet daai spoor trap. Dis wie ons is. En dis iets radikaal, is dit nie? En jy sal vir my sê, en baie sal vir my sê, Callie, dis voortvarend. Ons kan nie so dink nie. Maar dis dan die evangelie. Wat dink jy het gemaak dat die vroeë Christendom in die heidenwêreld hande en voete gekry het en miljoene mense in baie min tyd tot geloof gekom het? In 'n wêreld wat baie rowwer was as vandag se wêreld. 'n Wêreld waar daar pandemies was, goed soos masels en ander goed, wat vernietigend was op daai mense, sonder die mediese wetenskap, ander tipe wetenskap, maar nie wat ons het vandag nie. In 'n wêreld wat gedefinieer was deur soldate wat oorlog gemaak het, en meer op die slagveld was as wat hulle in die Romeinse ryk by die huis was. 'n Wêreld wat gedefinieer was deur sosiale maatskaplike verval, armoede in die extreme, 'n wêreld wat gedefinieer was deur slawerny, 'n wêreld wat gedikteer was deur die handeldryf van prostituie en 1000 ander goed wat verkeerd is. In daai wêreld gaan die eerste Christene en hulle word. Ek het al baie gewonder hoekom Paulus so min oor sonde skryf. Ek het nou weer die Romeine brief gelees. Hy skryf nie baie oor sonde nie. Ek sal jou sê hoekom hy nie oor sonde geskryf het nie, want die vroeë Christene het geweet dat hulle vry is van hulle sonde. Hulle is vrygemaak deur Christus se bloed aan die kruis. Hulle het verstaan dat hulle nuwe mense is in Christus. En as ek nee gesê het vir wat verkeerd is en die Here het my vergewe, dan stap ek daar uit as 'n nuwe mens. Ek het dit nou vir julle gelees. Die oue is verby, daar's 'n nuwe mens. Op punt 1 sê ek vir jou, ek het so gewoond om baie keer te sê, rook hierdie ding in jou pyp. My vrou hou so baie daarvan, sy het nou vir my 'n teempie gemaak waar op daar agter staan, rook hierdie ding bietjie in jou pyp. Dis net 'n maar 'n spreekwoord amper. Maar wat ek bedoel is, vat wat ek nou gesê het en dink daaroor. En kry jou antwoord. Kry jou antwoord. Ek dink as 1 Korintiërs 11 vers 1 sê Paulus, julle moet my volg, Paulus, soos ek Christus volg. En jy sal aanhou vir my sê, ja, maar ek kan nie soos Christus wees nie, en as jy vir my sê, maar ek kan ook nie soos Paulus wees nie, hy was dan baie spesiaal. Nee, hy was nie. Paulus was soos jy. En die Here het vir hom gebruik, en hy het die werk gedoen, en jy is ook soos hy. En as jy in Paulus se spoor kan trap, en Paulus sê, nie voortvarend nie, trap in my spoor, want ek loop in Christus se spoor, hoekom sal jy dan nog weerstand bied? Net omdat jy dink, jy is nie goed genoeg nie. Net omdat jy iets probeer wees wat jy nie is nie.
Net omdat jy nie eg en opreg is nie. So hierdie is die evangelie. Hierdie is die evangelie. Jy kom tot inkeer, jy bely dat Christus die Here is, jy onderwerp jou aan die gesag van die Here, en dan trap jy daai spoor in die dorp. Wie gaan hierdie land help verander, dat dit reg word, dat dit beter word, as ek en jy nie die spoor trap nie? Waar is die groot ooms en die groot tannies in hierdie land, wat voorloop? Ja, maar Kali, ek kan nie die land regeer nie, ek sien die president nie, ek sien dit nie, ek sien dat nie, dis nie wat ek vir jou sê nie. Wanneer jou kinders na jou kyk, wat sien hulle? Wat sien hulle? Wanneer jou luister, wat sien hulle? Dis wat ek sê. Wat 'n voorreg om in hierdie tyd te kan leef. Wat 'n voorreg om in hierdie land te kan wees. Wat 'n voorreg om hier te kan wees. En wat 'n voorreg vir soveel mense wat op sulke lae vlakke van moraliteit en ander goed leef, om daar in eenvoud die spoor van Christus te trap. Die vroeë Christene het tussen ander heidene in 'n baie, baie vreemde wêreld, het hulle net die liefde van Christus weerspieël. Want dis wie Christus was. Werklike omgee. Dis dit. Dis dit. Die tweede beginsel sê jy moet opkyk. Jy sal nooit die kind wat weggeraak het in die bos kry. Jy sal nie by die poacher uitkom nie, jy sal nie die kind wat in die sneeu weggeraak het in Kanada kry, as jy nie momentum het in jou lewe nie, as jy nie momentum het op die spoor nie. En ek en jy moet momentum skep. Die probleem wat ons het, is ons is bang. Ons is inherent, is ons bang. En ek het dit nou nie gelees nie, terwille van 'n bietjie tyd, maar as jy net bietjie vroeër in Romeine 8 lees, dan sê die teks, maar wanneer jy die gees van God in jou het, dan het jy nie 'n gees van angs en vrees en al hierdie goed nie. So as ek die gees van God in my het, het ek nie vrees in my nie. En dan gaan ek in die wêreld in waar ek in elke dag leef, en dis wat ons maar ervaar, is dit nie? Vrees, en bang, en angs, en onsekerheid. Die spoorsnyer weet dat hy momentum moet skep. Dit beteken hy moet opkyk. Hier's wat dit beteken. As jy net afkyk en die volgende spoortjie soek, die volgende triekie, sodat jy kan veilig voel, sodat jy nie bang is jy maak 'n fout nie, sodat jy nie bang is jy aanhouers lag vir jou omdat jy sukkel op die spoor nie. As jy so leef, sal jy nooit by die kind uitkom nie, jy sal nooit by jou doel uitkom nie, jy sal nooit by die poacher uitkom nie. Jy is nie in die spel van die lewe nie. Hierdie lewe, en dis wat ons mens maak, anders as diere van die veld, word primêr gedefinieer vir my en jou vermoë om te kan aanbeweeg, om te kan herskep, om verder te gaan met God se koninkryk in hierdie wêreld, om nuwe wêrelde oop te breek. Die bokkies van die veld kan dit nie doen nie, hulle leef deur instink, hulle sal dit nie verander nie. Die wildebeeste in die Masai Mara kom nie by mekaar en sê, daar waar ons oor die rivier gaan, waar die krokodille ons opvreet elke jaar, wat van ons bou 'n brug? Wat van ons sit 'n tolhek op? Wat van ons laat die leeu's betaal om ook oor die brug te kom? Kom ons kom in besigheid. Hulle kan dit nie doen nie. Ek en jy kan brûe bou. Ek en jy kan verhoudings heel maak. Ek en jy ons kan soveel goed doen. Want dan moet jy hierdie beginsel verstaan, en dit is, jy gaan dit nie doen, as jy die heeltyd vasdraai in vrees en in angs nie. Die een maak jou bang vir die toekoms, en die ander een maak jou bang vir wat agter jou is. En as jy die goed agter jou nie reg bestuur nie, gaan jy gewoon depressief raak in 'n wêreld wat so stikkend is, ook vandag. En as jy toelaat dat jou vrees jou vasdruk vorentoe, gaan jy net nie beweeg nie. So die spoorsnyer moet letterlik opkyk. Hy sien die spoor hier, dan sien hy die spoor daar, hy kan hom nog sien, dan sien hy nie meer die spoor nie, hy sien net 'n skaafmerkie, hy sien net 'n verkleuring in die sand, hy kan sien daar 'n skoenmerkie, net so 'n kleurtjie, hy het hom net so gebreek, net soos die renoster se spoor, net soos die buffel se spoor. En wanneer hy daai blink kolletjie sien, en hy's op die spoor, en hy verwag die spoor sal daar wees, dan is hy daar. En dan gaan hy. Ja, maar kan hy weet nie, dis die punt. Ek sê nou vir jou kategories,
dat ons as mense ons is geskep vir daai spanning tussen weet en nie weet nie. Dis wie ons is. En omdat ons bang is, en omdat ons in vrees leef, gaan sit ons in sak en as. Ons skep nie daai momentum wat nodig is nie. Praat ek van groot goed? Praat ek van 'n wêreld wat nie vir jou bestaan nie? Dis nie waarvan ek praat nie. As jy die spoor wil trap van Christus in die dorp, dan moet jy traksie kry, jy moet momentum skep, jy moet bereid wees om op te kyk, jy moet bereid wees om na plekke toe gaan wat nog nie is nie. Dis wie ons is. En ons kinders moet dit ook word, omdat ons dit is. Dit is die tweede beginsel. So terloops. In Amerika, kom ek hierdie stok saamgebring het, as iemand gewonder het. In Amerika kan jy 'n spoorsnyd kursus gaan bywoon. Die Amerikaners is 'n bang nasie. Neem julle hierdie ding op. As nie bang kry pak sla eendag van iemand af. Amerikaners is bang. So as hulle 'n spoorsnyd kursus bywoon, is daar duisende mense. Van die FBI tot by die veiligheidspolisie tot by die, gee my name, die universiteitsprofessors in die natuurwetenskappe is daar, die soek- en reddingsspanne is daar, almal is daar, duisende mense, oorlewing, jy wil nie weet nie, hulle wil almal survive. Toe het die gurus gegaan en hulle het 'n spoorsnystok metodologie. Jy kan dit gaan Google as jy wil, tracking stick methodology. Die handleiding is so dik, oor hoe hulle nou ons leer van spoorsny. Dan gebruik hulle 'n stuk gereedskap soos hierdie, hulle noem dit 'n spoorsny stok. Hy's langer as hierdie ene, hierdie is 'n Builders Warehouse stokkie met oorringetjies op. Maar wat hulle dan doen, hulle vat die breedte van die spoor. Sê nou maar daar's 'n kind wat weggeraak het in die sneeu, dan sal die eerste oorringetjie sal die buite van sy spoor wees. Die tweede een sal die lengte van die spoor wees links agter, sê nou maar. 'n Duidelike spoor. Dan meet hulle hom. Dan sit hulle die tweede ringetjie daar. Die derde een sal dan wees die regterspoor se hak en die vierde een sal dan wees weer die toon van die voorste spoor. Wat jy dan doen, jy sit die stok op en dan soek jy tussen 10 uur en 2 uur die volgende spoor. Want hy moet daar wees gegee min of meer die lengte van die ou se stap, né, of die kind se stap of wat ook al. So die verwagting is hy sal daar wees, dan kry jy hom. Dan sit jy wat hulle noem 'n skewer. Dis 'n pen in die grond. En jy slaan hom met 'n hamertjie in, en dan as jy klaar met dit is, dan sit jy 'n vlaggie bo op hom, 'n sticky note. En op daai vlaggie skryf jy die datum, die tyd, die koördinate, ander inligting van daai spoor. En die doktrine sê, jy moet elke spoor merk. Met ander woorde, elke spoor het 'n skewer. En dis hoe jy spoor sny. Nou kan jy vir jouself dink, die voorste spoorsnyer wat dit doen, noem hulle die point tracker, die punt spoorsnyer. Dan sal 2 flankouens wat net te agter is, hulle mag nie vorentoe gaan nie, so hulle kan jou nie help nie. Niemand kan hier voor rondloop nie. Alles is beheer. Die reël sê jy mag nie na 'n volgende spoor toe gaan as jy nie hierdie spoor klaar gemerk het nie. Jy het klaar die skewer in die grond. So 'n vraag vir julle. Wat dink jy gaan gebeur op die spoor? Wat dink jy gaan gebeur in die soeke na die kind? Jy gaan hom nie kry nie. Want jy is nie vinnig nie, jy het nie momentum nie. Maar dis nie eintlik die punt wat ek nou maak nie, ek het nou reeds daai punt gemaak. Ek wil 'n ander punt maak. Hoekom is dit so? Hoekom doen hulle dit so? Vir hulle is dit die beste praktyk in die wêreld. Vir my is dit baie soos die sisteme wat ons baie keer in besigheid insit, wat ons net stadiger maak en lomper maak, en maak dat ons nie by goed kan uitkom nie. Dieselfde beginsel. Maar die vraag is, hoekom doen hulle dit so? Wie bewaag? Wie weet? Wie hulle skoot waag? Hoekom doen hulle dit so? Omdat hulle bang is. Luister fyn. Dis vir 'n soek- en reddingsspan beter om in die hof te staan en vir die regter daarbo te sê, ek het nie 'n fout gemaak nie. Hier is my bewys. Ek het foto's geneem van al die skewers in die grond. Ek het foto's van al die vlaggies wat jy kan sien en jy kan sien ons het nie die spoor verloor nie. Want die kind is intussen toe dood in die sneeu, die punt wat jy maak. Hy is nie gekry nie, hy is dood. En wanneer ek voor die regter staan, moet ek kan bewys dat ek het nie 'n fout gemaak nie.
Ons skep daai wêreld. Ons skep 'n wêreld waar ons so bang is om enigiets te doen dat ons eintlik nie eers meer kan beweeg nie. Ons maak eenvoudige goed gekompliseerd. Ons vat komplekse goed wat binne in die skepping ingeontwerp is, ons maak dit so gekompliseerd dat ons nie meer kan hardloop nie. Ons kan nie beweeg nie. Ons kan nie die werk gedoen kry nie. Waarmee is ons besig? Die eintlike frustrasie wat ek het, is die motivering agter dit. Ons kan nie beweeg. Jy kan nie beweeg as jy die hele tyd in vrees en angs leef nie. En ek gaan ook nie kan beweeg as ek hierdie tou nog een keer raak trap en oor hom val nie. Tweede beginsel. Jy kan nie leef in vrees en angs nie. Jy kan nie, as jy die gees van God in jou het, so bang wees nie. Jy kan nie. Dis die evangelie. Jy moet vrykom. Derde beginsel. Die spoorsnyer, as hy op die spoor is, hy kyk op, verloor nie sy fokus nie. As jy 'n doel vir jou lewe het, jy weet waar jy gaan en hoekom, verloor nie jou fokus nie. As dit jou plan was om te sê, ek gaan bietjie, wat ook al, gister se voorbeeld, bietjie fietsry, of bietjie fiks wees, wat ook al, ek wil gaan stap om die blok, en ek wil dit 2 keer 'n dag, of 2 keer 'n week doen, of 3 keer 'n week, wat ook al, dan doen jy dit. Jy verloor nie fokus nie. Nou, hierdie beginsel vir die spoorsnyer beteken dat jy kyk nie kant toe nie. As jy spoor hier is, gaan soek jy hom nie daar nie, want dis wat gebeur. En dan vra ek vir jou wat op die spoor loop, hoekom kyk jy daar? Dan sê hy nie, hy check net, hy wil net seker maak of dit nie daar is nie. En dan verloor hy fokus. En elke keer wanneer jy moet terugkom op die spoor, dan vat dit langer en jy word stadiger. Jy kan nie spoor sny as jy nie fokus nie. Ja, dis die punt. Toe ek self in my eenvoudige lewe oorlewingsgoed in die Afrika wildernis moes leer, het ek baie gou besef dat daar 2 goed is wat my energie vat. Die een was vrees en die ander een was kwaad. Hoe het ek die fout gemaak? Waar het ek droog gemaak? Daar is die goed wat jou uithaal as jy moet oorleef. Vrees en kwaad. As ek in my skuilingkie sou lê in groot vyf wêreld en ek hoor die leeu's daar aan die kant steun. Middel van die nag. My brein sê, "Jy, hoe ver is daai ding?" En waarheen is jou pad? Kom hy hiernatoe. Wel, ek sê jou 'n tip gee op daai een. Solank jy daai ding kan hoor, is dit eintlik nie te sleg nie, hoor. As daai ding begin stil raak en jy weet nie waar hy nou is nie, dan is jy wakker. En dis oorlewing. Maar toe leer die lewe vir my die grootste les van alle lesse in my lewetjie. Ek kan 80% van my energie, psigies, emosioneel, geestelik, al daai goed gee vir die goed wat ek niks aan kan doen nie. Waar loop die leeu's van hierdie wêreld? En ek kan nagte wakker lê oor die leeu's. En ek gee 80% van my lewe gee ek vir hierdie goed. Maar jy kan niks daaraan doen nie. Groot fout. Gee vir die leeu's 20%. Gee vir hulle bietjie. Hoor hulle. En oefen jou brein om die geraas wat daar buite is wat jou moeg maak uit te kolf. Dis wat ek doen. Dit is vir my baie maklik. Ek is geoefen vir dit. Maar ek het ook die vaardigheid aangeleer om te weet wat in die wêreld aangaan, want dis ook maklik. En ek het die vaardigheid aangeleer om myself nie te steur aan al die vals nuus wat daar is, want dit maak my nog meer onseker en bang. As jy in daai slagveld wil inspeel, doen dit. Spandeer jou tyd daar. Gemaak jouself moeg. Lê vannag wakker en stres oor die leeu's. Ek doen dit lankal nie meer nie. Maar as jy sê wat ek doen, ek vat daai 80% wat ek vir die leeu's sou kon gee, en ek vat dit na binne. En ek leef my lewe van binne na buite. Dit beteken, ek doen nie goed binne die binnesirkel van my lewe, wat ek iets aan kan doen. In oorlewing, wat beteken dit? Jy bou 'n skuiling sterk genoeg om die leeu's uit te hou. Jy gaan al daai dik mopani stompe. Ek onthou jare terug, het sulke oorlewingskursusse daar in Botswana aangebied. Dan sê ons vir die jong mense, studente, hulle moet nou 'n skuiling bou om die leeu's uit te hou. Want ons nie gewere daar nie, ons oorleef nou hier tussen die leeu's en die buffels en goggas en alles. Dan gaan sny hulle sulke dun mopani takkies met baie mopani blare. Want dan lyk dit of dit, dis toe, né? Dan gaan lê hulle agter daai dun stokkies met die baie mopani blare.
En toe een aand, toe kom die leeu's, soos in regtig. En daai volgende oggend, die van 4:00, 5:00 af, hoor jy daai pangas kap in daai bos. Goh. Nou kap hulle die groot stomp uit. Nou verstaan hulle. As jy 'n suksesvolle lewe wil hê, doen minder, maar doen dit goed. Hoor nou vir my. Doen minder goed, maar as jy iets doen, doen dit goed. As jy 'n skuiling bou in die binnekring, 80% van jou tyd, bou 'n ordentlike skuiling. Want jy wil die leeu's uithou. Anders gaan jy nog steeds agter die mopani takkies lê en stres oor die leeu daar buite. Gaan vir kwaliteit. Gaan net vir die beste. Dit beteken as ek wil vuur maak, moet ek die stokke gaan soek. Dit gaan my dae vat voor daai stokke droog genoeg is om die vuur te draai. Rosentjiebos of marula as jy wil, willevy op willevy. Dit beteken as ek wil kos hê, moet ek, of ek wil die visant vang in 'n strikkie, en ek met 'n tou vleg met die skoonma se tong, dan moet ek die werk doen. Alles in die binnekring. En dan gaan ons in die werklikheid in van die wêreld waarin ons leef, waar mense in oorlewing vir dae sal sit en die hele dag kerm en kla oor hoe bad dit is en hoe naby die hyenas gestrand was en nêrens bou iemand 'n skuiling nie, en nêrens het iemand vuur nie, en nêrens is daar 'n strik wat 'n visant vang nie. En dis waar ons leef. Net omdat ons hierdie beginsel nie verstaan nie. Ek hoop nie ek praat af na iemand toe nie, ek hoop jy hoor my hart hierso. Ouens, hou op om al die energie vir die goed te gee waarin jy niks kan doen nie. Vat jou energie na die goed toe waar jy iets kan doen, daar waar jy bly. Sê iemand vir my, hoe maak ons die sypaadjie skoon? Want dit is nie my sypaadjie nie, dis hulle. Maak die ding skoon. Begin net jou lewe van binne na buite leef. Alles verander. Alles verander. 80% binne, 20% buite. Beginsel. Nommer 4. Volg die waarskynlike roete. Daar is jy reg. Ek doen nie sleg op tyd nie, doen ek. Ek kon gister nie klaar kry nie. Ek is nogal beïndruk hier met my eie tydsbestuur. Amper daar. Nommer 4. Volg die waarskynlike roete. Die spoor lê hier af. Hy's hier. Hier is 'n rots, hier is 'n bos of 'n boom, hy's daar. Bietjie verder is daar 'n split in die pad en hy gaan of links of regs. Daar's 'n klomp goed wat vir jou sê die spoor gaan dalk eerder links gaan as regs, want daar's miskien water links en daar's nie water regs nie. Wat dit ook al is. Jy kry 'n natuurlike gevoel vir waar om te gaan. As ek dit in Engels moet sê, want ek hou van die woord, follow the obvious. Ons sê baie keer in Afrikaans, sê ons, mense doen nie die obvious nie. Die oënskynlike. Ons gebruik nie daai woord meer baie nie, doen ons. Mense doen nie die oënskynlike nie, of die waarskynlike nie. Dit is beginsel nommer 4. En wat dit op neerkom is, elkeen van julle het 'n baie hoë vlak van intuïtiewe aanvoeling van wat is reg en wat is verkeerd. Jy weet wat is reg, meer as wat jy dink. En dan gaan ons en ons doen die ander ding. Dis die punt. As jy weet wat is reg, hou op om die ander ding te doen. Daar's 'n proses in jou brein, naas al die ander funksies in jou brein, waar jy baie keer die volgende doen. Jy doen iets wat verkeerd is en dan rasionaliseer jy dit. Jy verduidelik dit. En saam met die verduidelik kom verleiding. Jy verlei jouself. En saam met dit kom daar 'n stuk betrayal. Jy verraai jouself. Jy verraai jouself in die proses. Dis soos iemand wat in die huis slaap, ek moet môreoggend 4:00 opstaan om te gaan werk, ek is die man, as 'n baba in die huis, die baba skree die hele nag deur, hy skree die hele nag deur, my vrou staan klomp kere op en op 'n stadium huil sy lê langs my en huil, want sy's moeg, sy's vuisfoos. Ek weet dit en ek hoor dit, maar ek bly lê, want ek kan regverdig, ek kan justify, hoekom ek bly lê. Want ek is die een wat 4:00 moet opstaan. Ek is die een wat vir ons bietjie geld inbring. En ergens in daai nag moes jy besef het, maar jy moet nou opstaan. Dis jou beurt, my broer. En jy doen wat verkeerd is, deur nie op te staan nie. Ja, maar ek kan dit verduidelik.
dis jou probleem. Ons wil te veel goed verduidelik, verkeerde goed, en as ek nou baie ligtelik sommer daaroor dink, dis soos ek wat 'n kar gaan koop, kom by die huis aan met die nuwe lorry, en dan rasionaliseer ek die koop. Ek verduidelik baie vinnig vir my vrou hoekom ons hierdie kar nodig het. Ek verduidelik baie vinnig vir haar hoekom ek gedink het rooi is nie 'n bad kleur nie. En sonder dat ek besef, is ek eintlik besig om myself te verloon, en ek's besig om te justify, ek's besig om droog te maak. Julle, ek is so goed daarmee, jy wil nie weet nie. Jy doen dit op outomaties. Jy weet amper nie eers dat jy dit doen nie. Intussen weet jy wat's reg en jy weet wat's verkeerd. Ek en jy moet leer om ons lewe so te leef dat ons amper op outomaties die regte besluit te neem. As daar 'n vurk in die pad is dit links of regs, onwillekeurig, vinnig neem jy die regte besluit. Of intuïtief, is die woord. Neem jy die regte besluit. Hoekom? Want jy het goed geword met lewe. Hoekom sal jy goed wees met lewe? Want jy loop in die spoor van Jesus. Jy het Christus se blyser aangetrek. Jy is Christus vir die wêreld. Hoekom sal jy nog twyfel, enigsins, oor jou vermoë om God se bedoeling raak te leef? Hoekom sal jy vir 'n oomblik nog twyfel, dat jy nie Christus vir iemand anders kan wees in hierdie dorp nie? Wanneer? 24/7. Waar? Daar, buite. Dis die lewe. Dis nie waarskynlike. Laaste een. So Kali, ek's op spoor, ek het die blyser aan, ek leef en word Christus, ek verander, ek hou my fokus, ek laat nie toe dat kwaad en skuldgevoelens my uit die spel uithaal. Ek leef intuïtief God se wil raak, ek weet wat's reg, ek doen wat reg is, ek word dit. En ek het momentum, ek het traksie, ek beweeg vorentoe, ons laat goed gebeur. Ons laat God se koninkryk kom. Hy het reeds gekom, ons maak dit waar. Ons laat dit gebeur. Ek het al daai goed. En dan hardloop ek van spoor af. Of ek verloor die spoor. Ek is onseker. Onthou nou wat hierdie ouens gedoen het. Hulle het gesê, maar jy kan nie die spoor verloor nie. As jy die metodologie volg, gaan jy heeltyd op die spoor bly. So jy gaan nie die fout maak nie. Maar jy gaan nie die kind kry wat doodgaan in die sneeu nie. Die kind is dood. So jy het nie 'n hoër doel, jy het nie jou doel bereik nie. Hier gaan jy in alle waarskynlikheid nooit jou doel bereik nie. Maar jy kan vir die regter sê, ek wil daarom net vir jou wys, ek het nie te sleg gedoen hier op die tussenstappies nie. Wel, leef daar as jy wil. Maar jy wil daai kind kry. Jy wil word wie jy bedoel was om te wees. Jy wil Christus word vir hierdie wêreld. Dan moet jy beweeg. Maar as jy van spoor afhardloop, as jy die spoor verloor, dan sê beginsel nommer 5, wat? Stop. Stop die bus. En dis dan wanneer proseswerk in ons lewens belangrik raak. Jou bestuursproses, hoe bestuur jy jou lewe, hoe bestuur jy jou besigheid. Dis dan wanneer mensverhouding prosesse belangrik raak. Ons het 'n probleem, ons is van spoor af, kan ons hom oplos. Hier is konflik, kan ons dit oplos. En nou moet jy 'n meester, fasiliteerder wees van daai tipe prosesse, sodat jy jouself kan help, sodat jy die besigheid kan help, sodat jy jou familie kan help, sodat jy verhoudings kan herstel, sodat jy kan aanbeweeg. Dis wat ons mens maak. Maar dis nie die punt hier nie. Die punt is wat? Jy moet braaf genoeg wees om te stop. Jy moet braaf genoeg wees om te sê, time out. Die wiele kom af. Toe ek jonger was, baie keer met mense gesels wat sê nou maar hulle verhoudings van spoor af gehardloop het, man en vrou, en van julle sal daarvan kan getuig dat wat ek nou sê is hoe dit is. Dan sit hulle daar en hulle sê vir my, man en vrou, hulle sê vir my, nee, maar hulle wil nie meer saam leef nie, dis nou die einde, dis nou verby. Dan vra ek vir hulle net hierdie vraag, ek sê, hierdie is die afstand tussen julle, hierdie spasie, hoe lank is dit al daar? Hoe lank is dit hierdie gestoei? Dan sê hulle vir my, dis 10 jaar, dis 15 jaar, 20 jaar. En nou is ons daar, waar niks groots eintlik gebeur het nie, maar 'n baie klein dingetjie maak dat ons gesê het, dis nou dit is die einde. Wat is die punt? Die punt is, 15 jaar terug, moes jy wat gedoen het, toe jy van spoor afgeloop het. Jy moes gestop het, en reggemaak het. Dis spoorsny. En ons is nie goed daar nie. En daar's 'n rede hoekom ons dit nie doen nie, want ons is altyd onder druk. As in jou besigheid die wiele afkom, en die omset is nie wat dit moet wees nie, en die mense is ongelukkig, en die moreel en die moraal is nie lekker nie,
en daar's nie 'n goeie besigheid nie. Wat doen jy? Stop die besigheid, stop. Van daai span, gaan sit onder 'n boom en begin reflekteer op realiteit, begin praat oor die goed wat regtig besig is om te gebeur, gebruik die kennis en vaardighede wat jy het en maak dit reg, kry nuwe oplossings en speel terug. Dis wat die spoorsnyer doen. Ons is nie goed daar nie omdat ons onderdruk is. En omdat jy onderdruk is, doen jy dit nie. Dis hoe dit werk. Ek's 'n oud soldaat. Soldate kry medaljes. Behoort te kry, ergens. Jy kry 'n medalje vir lang diens, 10 jaar, 20 jaar, 30, 40 jaar. Jy kry 'n medalje vir een of ander vorm van dapperheid, right? In hierdie dorp, hier, waar ons nou sit, julle, wie moet hierdie medaljes kry? In my huis, wie moet die medalje kry? Ek sê nou vir jou, die een wat braaf genoeg is om te sê, stop hierdie bus. Stop hierdie bus. Kom ons praat. Die kerk, die gemeente, die kerk in die algemeen, ook onderdruk, in baie opsigte, right? En as die wiele aanhou afkom, wat doen ons? Dan moet jy braaf wees. Dan moet jy sê, time out. Kom ons praat. So wat die spoorsnyer doen, hy gebruik dan proses, as die spoor nie hier af is nie, maar hier was 'n tweede opsie, dan sal hy die tweede opsie probeer, hy sal die derde opsie probeer, uiteindelik as hy nog steeds niks kry nie, sal hy 10-20 meter teruggaan, hy doen 'n 360 sirkel, as hy hom nog nie kry nie, gaan hy 50 meter terug, een helfte gaan so om, die ander helfte gaan so om, tel die spoor op en hulle hardloop. Al wat dit is dissipline, is prosesdissipline. En baie vinnig is jy weer op die spoor. Jy sal dink, wanneer jy dit doen, terwyl jy onder druk is, gaan jy te veel tyd verloor. Dis te veel werk, dis harde werk. Nee, jy sal al die tyd terugkry en geen tyd nie. Want wanneer jy onder druk is daar nie kreatiwiteit en innovasie en buigsaamheid en al daai groot lekker woorde. As jy wil innoverend omgaan met jou wêreld en kreatief en aanpasbaar wees, dan moet jy toelaat vir 'n stuk kalmte. En daai kalmte kom in die rustigheid van om tyd te vat, te reflekteer oor wat gebeur, te speel met alternatiewe, neem 'n goeie besluit en hardloop. Dis die lewe. Dis wat jy doen, dis wat ek doen. 5 beginsels wat my lewe baie beïnvloed het en baie gehelp het. Alles binne die konteks van Paulus wat vir ons sê, loop in die spoor van Jesus Christus. Word die ikoon van Christus. Trap daai spoor. En al wat die metafoor doen, dit help my om op spoor te bly. Dit vat die bang uit my lewe uit. Dit help my om gefokus te bly. Dit help my om braaf genoeg te wees om te stop wanneer goed nie reg is nie. En dit help my om werklik 'n speler te wees binne God se koninkryk. Dis wat dit my mee help. Dis 'n eenvoudige goed, dis 'n baie kragtige metafoor. Jy kan hom onthou. Jy kan gaan toepas in jou bedryf, in jou besigheid. Jy kan hom gaan toepas in jou persoonlike lewe. Jy kan hom gaan toepas net so in verhoudings tussen my en iemand anders, ek en my vrou. Is ons nog op spoor? Trap ons daai spoor wat ons moet trap? Is daar 'n stuk egtheid in dit? As ons kinders, ek het 3 dogters, as hulle na my en Olga kyk, wat sien hulle? Is ons inspirerend? Die woord inspirerend, inspiritus, die Latyn, beteken letterlik wat? In die gees. Sien hulle die gees van God, dit wat ek vir jou gelees het? Sien hulle die gees van God in my? So wat beteken dit om 'n Christen te wees? Naas jou belydenis dat sê, ek onderwerp my aan Christus. Ek onderwerp my aan die heerskappy van die Seun van God, wat aan 'n kruis vir my gesterf het. Naas dit, wat beteken dit? Dit beteken letterlik dat ek die gees van God in my het en dat ek vanuit die gees leef, vanuit die krag van die gees in my elke dag. Daarom is dit moontlik om spoor te trap. Daarom is dit moontlik om gefokus te bly. Daarom is dit moontlik om jou lewensdoel raak te leef en te word wie jy bedoel was om te wees, wat nie ek is nie, dis fyn. Maar jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jouself, teenoor jou kinders, om te word. En wat Christus by jou soek, is net die egtheid van wees. As jy soos hy is en jy verstaan dit, dan doen jy dit.
Dis die evangelie. As die evangelie maar net so verstaan word, soos ek het nou probeer verduidelik het, heel eenvoudig. Ek is 'n Christen, ek trap die spoor van Christus in die dorp, en ander volg in my spoor. Dis die evangelie. Dis die evangelie. Ek het vir jare kampe hier aangebied in die Timba, waar was daai plekke? Sabi Sand in daai plekke. Mabula, Radio Kansel. Honderde mense, vroue, mans, al daai goed. Die enigste missie is, ons moet hulle tog net by die Here uitkry. En die ou kom elke jaar, en dan kom hy weer tot bekering. Ek het 1 jaar in 'n groepie gesit, 'n klein groepie, en my spanleier sê, die rede hoekom hy hier is, op hierdie kamp, is hy kom elke jaar hier tot bekering. En dan res van die jaar kom sy wiele af, en dan stort alles in mekaar, en volgende jaar is hy weer hier om tot bekering te kom. En ek sit daar en ek sê vir myself, Hemeltjie tog, waarmee is ons besig? Is dit die evangelie? Is dit die evangelie? En ek's baie ernstig as ek dit vir julle vra. Om maar net nog 'n sondaartjie hier in te bring, sodat ons daarom daai deel van die werk gedoen het. Of is die evangelie gewoon mense soos ek en jy, wat vanuit hierdie gebou uitstap by daai hek, en ons trap 'n spoor, en dis Christus se spoor, en hy word gedefinieer deur liefde en omgee, en voor ons oë uitvee, is daar nog ouens wat sê, maar ek wil soos jy wees. Ek wil soos jy wees. En jou eie kinders sê, maar ek wil ook soos my pa wees, of my ma. Kan dit so wees? Kan dit so wees? Vandag se jong mense, ek het dit nou gister gesê, ek wou nie vandag hier iets herhaal wat ek gister gedoen het nie, en dalk het ek al, jammer daaroor, maar ek het gister net vir die groep gesê, van al die leierskapsgoed wat daar is, van, jy weet, volg die reëls, integriteit, gee my goed, waardes, vandag is daar net een ding wat ek dink uitstaan bo alles, en dit is om autentiek te wees, om genuine te wees. Hier is iets wat jy nog nie snap nie, dalk, ten spyte van jou ouderdom. Die generasie na ons, soek dit. Hulle word nie deur ander goed regtig beïndruk, so baie nie. Dit was my tyd, ons is deur ander goed beïndruk. Ons wil weet hoeveel grade het jy, en ons wil weet wat se kar ry jy. My kinders vandag wil net weet of jy eg is, en kan ek jou vertrou. Is jy eg, en kan ek jou vertrou, net dit. So as jy hierdie blazer aantrek, die Christus blazer, dan moet jy dit word. Ek wil afsluit met 'n baie klein storieetjie. Jare terug sny ek my gras, ek's 'n staatsamptenaar. Daai tyd het staatsamptenaar eie gras gesny, want hulle het nie geld gehad om aanhou te betaal om die gras te sny nie. Ek weet nie hoe doen julle dit vandag nie. Miskien as jy weer terug daar waar jy jou eie gras sny. Ek sien nou by Piet is die gras netjies gesny. Ek nog vir jou gevou nog vir jou vra, sny jy die gras of is daar aanhou oor die gras nie? En die job is goed gedoen. Maar ek sny my eie gras, die lem breek. Ek wil die lem regmaak, my hand gly en ek sny my vinger stikkend op 'n plekkie. Terwyl ek na dit kyk en 'n pleistertjie opplak, sien ek maar hier's 'n wit kol op my hand. 'n Wit kol. 6 weke later, 2 maande later is die wit kol bietjie groter. Ek besluit uiteindelik maar ek moet seker dokter toe gaan want hoekom is hier 'n wit kol op my hand? En ek gaan en ek sien op die ou einde 'n professor daar by Tikkies, ek sien die weermag. So deur die weermag, daar 'n professor daar by Tikkies, hy verduidelik vir my wat dit is. En hy sê vir my dit het te doen met my auto-immuunstelsel. Met ander woorde, jou liggaam val homself aan. Hy val hom aan. En hy maak iets stikkend, hy laat jou swaar kry. Baie van die goed wat julle het, van julle, soos byvoorbeeld artritis en daai goed, is alles auto-immuunverwante goed, right? Maar hierdie een se naam is vitiligo. En wat dit beteken, as jy naby my kom, ek het 'n baie donker vel, baie donker. Maar as jy naby my kom, sal jy sien, ek het wit op my hande. En dan tussen my bene, hier op my voorkop, bla bla bla. En hy verduidelik vir my, dit is 'n gebrek aan pigmentasie. So die liggaam val homself aan en die liggaam sê, of die siege sê, ons gaan nie meer kleur maak nie. So iets breek binne in jou. So terloops, die mediese wetenskap kan dit nie omdraai nie. Daar's nie 'n manier nie. Ons is nog nie daar nie. Ons kan ruimteskepe in die lug instuur, maar ons kan nie hierdie goed regmaak nie. Want hierdie ding kom van binne af. Right? Dis iets binne in jou. Sê ek. Hy sê dis dalk geneties en hy vra my uit oor my pa en my ma en my oupa en ouma en al daai goed.
En sê, ek kan dit nie omdraai nie. Op 'n stadium sê ek vir hom, dis net voor 94, net voor 94, die groot verandering kom nou. Ek sê hom, waar gaan dit heen hierdie? Hy sê vir my, jy word wit. Ek sê, luister broer, hier is nie 'n goeie tyd om wit te word in Suid-Afrika nie. Ek meen, nou moet ons praat. Ons moet nou praat, opsies. Ek meen, as dit 'n opsie sou wees om aan die ander kant toe te gaan, dan moet ons nou daai skuif maak. Want ek gaan ook nie weer 'n kans kry nie. Right? Ons het daai gesprek, ek en die prof. Hy sê vir my, nee, jy het nie opsies nie, jy word wit. Ek weet nie of julle dit al by swart mense gesien het nie. Is hulle sulke wit kolle om hulle monde, hulle oë. En die kontras tussen wit swart is baie sleg. As 'n vrou dit kry, is dit baie sleg. Want jy moet kosmeties dan nou, jy weet die wit kleur toemaak. En jy moet elke dag dit doen. So ek het dit. Ek kom by die huis en Olga sê vir my, so wat sê die dokter? Ek sê, Lovie, hier's wat ek dink hy sê. Nou ek kan dit nie nou sê wat ek vir haar gesê het nie, want dan moet ek nou amper lelik praat. Maar ek sê, nee, ek kan dit eintlik sê. Ek sê vir haar, my verstaan is dat my liggaam, dit wat jy hier sien, is gatvol, dis die woord wat ek gebruik het. Gatvol vir Kali, gatvol vir die binnekant, gatvol vir die siege, siel en gees. Sy sê, wat bedoel jy? Ek sê, want die 2 jaar voor die eerste wit kolletjie, was die 2 frustrerendste jare van my lewe in besigheid, die weermag, daai tyd. Ek was gefrustreerd met my leierskap, ek was gefrustreerd met die bestuur van die plek, ek was gefrustreerd met 'n klomp obvious goed wat ons nie doen nie, en ek het die verkeerde gevegte beklei. Ek het elke dag dit gedoen met hierdie wêreld. En sonder dat ek besef het, is ek die mens geskep inderdaad om van dag tot dag, tyd tot tyd met die leeu's te beklei. Ja, ek dink dis waar. Jy kan die leeu's wegdruk, maar jy's nie ontwerp om dit elke dag 24/7 te doen nie. En die fout wat ons in ons lewe maak, is om toe te laat dat die stressors wat daar is, oor 'n lang tyd bly, en dan los ons dit, tot op 'n dag wat iets breek. Vir iemand is dit kanker, vir iemand anders is dit hartsiektes, vir iemand anders is dit wat. En sit bo op dit 'n bietjie stres, en 'n bietjie spanning, en 'n bietjie dit, en 'n bietjie dat. En om af te sluit, op daai dag, het ek my hele lewe omgedraai rondom dit. En ek het hierdie eenvoudige beginsels van spoorsny, net al hoe meer radikaal begin toepas in my lewe. Ek het begin om die binnesirkel te leef, en nie die buitesirkel nie. Ek het die kwaad wat daar was, wat ek in oorlewing geleer het ek neergesit. Ek het geleer wat dit beteken om te vergewe, klein en groot. Ek het die groot goed in my lewe neergesit. En nou, ek weet nie hoeveel jaar later nie, voor 34, 40 jaar later, is bietjie op my hande, bietjie hier, bietjie daar, genadiglik nie my hele lyf gevat nie. En baie keer sal jy wonder, sal dit nie lekker wees as dit weggaan nie? En ander kere sê ek vir myself, wat? Is miskien goed dat dit hier is, want dit herinner my aan 'n tyd, waar ek nie op spoor was nie. Dit herinner my aan 'n tyd waar ek myself moeg gemaak het met nuttelose goed. Dit herinner my aan 'n tyd wat ek verkeerde gevegte beklei het. Dit herinner my aan 'n tyd toe ek op die preekstoel gestaan het en vir mense gepreek het, maar ek het nie self geleef wat ek is nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? En ek probeer nie sê dit was nie goed nie. Natuurlik was dit goed, maar dit was nie ek nie. Ek herinner my aan 'n tyd wat ek nie eg en opreg was nie. Ek herinner my aan 'n tyd toe my dogters onseker was oor hulle pa. Want ek was ook hard en ongenaakbaar baie keer. Ek herinner my aan 'n tyd wat ek moes na binne toe gaan en verstaan wat dit beteken om in die spoor van Jesus Christus te loop. 5 beginsels, val dit met jou saam, rook dit in jou pypie. En onthou eendag sal die wind so saggies ook oor jou spore loop, hier waar jy bly. En dan sal daar gevra word, maar wie het hier geloop? En dan was dit jy. Dan was dit jy. Daar's jou nalatenskap. Maar daai nalatenskap lê nie in die toekoms nie. Dit lê in die nou. Daar is nie eendag 'n nalatenskap nie. As jy wil hê daar moet 'n spoor wees, dan moet jy hom nou loop. En dis vir my die evangelie. Dis wat dit beteken om in Christus te wees.
elke dag van jou lewe. En ons Vader, ek bid vir hierdie geloofsgemeenskap, ek bid vir elkeen wat hier is, ek bid vir die wonderlike voorreg om net te kan weet dat U die Here is, en ons wat so bevoorreg is, om hier te kan sit en te kan bely, dat Christus het vir my sondes aan die kruis gesterf, ek het die krag van die Gees van God in my, ek leef my lewe van binne na buite, ek het deel aan die koninkryk, ek is 'n nuwe mens in Christus. Dankie vir dit. Dankie vir 'n God, die Vader, almagtig, soewerein, wat in sy grootheid ook na ons omsien, maar wat in sy liefde en sy almag ook gegee het, Christus die Here, en dan die Gees in elkeen van ons, om elke dag vanuit die krag wat daar in hom was, ook te kan leef en te kan werk en te kan woeker. Ja, sodat ten spyte van ouderdom, ten spyte van siekte, ten spyte van swaar, is daar 'n lewende hoop vir elkeen van ons, om te weet dat dit eendag anders sal wees. En dan sal ons weet. Wil U vir ons vandag help om te verstaan, dat ek kan nie anders as om die nuwe mens, wat U in my ingesit het, die nuwe mens wat U my gemaak het, ek kan nie anders as om dit te wees nie, ek kan nie anders as om dit te leef nie. In daardie sin mag die genade dan met elkeen van ons wees, deur die kragvolle werking van die Gees. Amen. Baie dankie. Ons sê baie dankie. Pragtige metafoor om die evangelie maklik te laat tuiskom in die hart, en ons waardeer dit regtig. Callie, ek glo dat ons as mense kan nie vir die Here sê wat hy moet doen en hoe hy moet gaan nie, maar ek kan wel dit sê, ons weet dat die Here jou lewe seën en dat hy met jou op die pad stap, en ons as gelowiges, dis 'n gebed wat ek nou eintlik doen uit my hart uit, is dat ons Here se betrokkenheid in jou lewe en sy seën en sy rus en vrede jou steeds sal vergesel, soos wat dit reeds besig is om in jou lewe te gebeur. Geliefdes, elkeen van ons wat die woord van God ontvang het in die hart vandag is geseënd. Mag ons uitgaan en saam met die Gees wandel in die voetspore van ons Here Jesus Christus. Amen.